Dit is altyd vir ons lekker wanneer ons vir iemand iets gee, om te hoor watter invloed dit in hulle lewe gehad het. Wanneer ons vir iemand iets doen, wat ons hoor dat dit hulle positief beïnvloed het, dat dit vir hulle waarde gehad het. Maar wanneer ons die evangelie verkondig, of wanneer ons as 'n Christenheid leef in hierdie wêreld, dan hoor ons nie altyd watter invloed dit op mense se lewe gehad het nie. Dan hoor ons nie altyd dat iemand tot bekering gekom het nie, of dat hulle vir Jesus ontmoet het nie. Bittermin hoor ons hoe ons hulle aangeraak het. Daar in Markus 16 vanaf vers 14 hoor ons wanneer Jesus verskyn aan sy 11-tal, dat hulle nou verder moet gaan en die evangelie moet verkondig. Maar dan sê Jesus vir hulle, dat sy seun op daardie evangelie verkondiging is. Jesus sê vir hulle dat daar goeie goed gaan kom, wanneer hulle die evangelie gaan verkondig aan daardie mense. Dan beloof Jesus hulle ook dat sy gees saam met hulle sal wees. Geliefdes, ons weet dat die gees van die Here reeds besig is om in hierdie wêreld te werk. En dat wanneer ons verkondig, daardie seun van die Here, wat juist daar beloof is, ook daar saam met hulle is. Mag jy weet, dat wanneer jy net vandag 'n Christen is en dit uitleef aan iemand, wanneer jy vandag net vir iemand sê dat Jesus vir hom lief is, dat daardie seun van die Here saam met dit is. Moenie bang wees nie, moenie huiwer nie. En moenie wag vir daardie bevestiging of bekragtiging, dat dit wat jy doen en dit wat jy sê, 'n invloed het of betekenis het vir iemand nie. Maar weet met hierdie woorde van Jesus, dat sy seun saam met dit is. Dat sy mag en sy krag saam met daardie woorde en daardie getuienis van jou is.